Ons beleef en bou gemeenskap deur gedeelde doelwitte. Na ons matriekklas se soveelste reunie verlede jaar, is ons nog steeds in verbinding met mekaar via 'n WhatsApp groep. En so het ons die afgelope tyd brokkie vir brokkie nuus van die brande tussen Mosselbaai en Hartenbos ontvang waar een van ons skoolvriendinne bly. In totaal is daar meer as 10 huise vernietig en hulle foto's wys hoe die huis teenoor hulle huis totaal verbrand het. Die brand het sowat 23 vierkante kilometer land verwoes. En ons is so dankbaar hulle huis staan nog. En terselfdertyd herinner die verlies rondom hulle hoe broos en hoe afhanklik ons van mekaar is. Natuurlik was daar gedurende hierdie tyd nog ernstige brande in ander dele van ons land ook. Paulus skryf van 'n gemeente wat sukkel met verdeeldheid en selfgerigtheid. En as 'n mens sukkel daarmee, dan sukkel jy met gemeenskap. Hy herinner dat die kerk soos 'n liggaam is. 'n Liggaam funksioneer net goed as al sy dele saamwerk en dieselfde rigting volg. So staan dit in 1 Korintiërs 12 vers 27. Hy sê: "Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan." Nou hierdie beeld word prakties as ons na byvoorbeeld die brande kyk. Mense staan saam want niemand kan dit alleen hanteer nie. Van die professionele brandbestryders tot boere en bure, vreemdelinge en vrywilligers staan saam. Wanneer 'n gemeenskap 'n gedeelde doel het en rigting het, soos met hierdie hulp wat hulle het, dan ontstaan 'n krag wat groter is as die bydrae van elke individu. Met een staan 'n gemeenskap saam, huil saam, bid saam, dra mekaar saam in tye van nood. Positiewe sielkunde bevestig dat mense floreer wanneer hulle deel is van betekenisvolle samewerking. Putnam wys daarop dat gedeelde doelwitte en sterk sosiale bande lei tot groter vertroue, samewerking en welstand in gemeenskappe. Die brande het dit gewys. En tog ons hoef nie vir 'n brand te wag om deel van 'n gemeenskap met gedeelde doelwitte te wees nie. Ons kan daarbey inskakel want ons het die keuse. En wanneer ons gedeelde doelwitte het, onthou net, dan floreer ons. Leef geïnspireerd.